Baie welkom op 'n lekker vars Woensdag aand. Ons noem dit 'n Irvin and Johnson aand. So 'n yskas aand. Altyd lekker om by julle te wees. We gaan nou aan vanaand met gemeentebou. En ons het 'n paar goedjies wat ons wil sê, so met die afskopslag. Dit is baie duidelik in die skrifte dat elke keer as die volk byvoorbeeld op die piek van dekadensie aankom, is 'n gawe woord vir immoraliteit, verrotting, as by hierdie sleg plek aankom, dan verander Vader nie die omstandigheid, hy verander die mense, sy volk se hart. En hy doen dit op 'n baie interessante en 'n wonderbaarlike wyse. Hy sal byvoorbeeld man opwek of manne opwek. Hy sal selfs, soos in Deborah se tyd, 'n vrou opwek, omdat die manne nie in plek is nie. Maar hy laat hom nie stop nie. Hy aktiveer hierdie aksie. Nou, wat is die aksie bedoel? Dit gaan oor sy gemeente. Nou, ons moet oppas dat ons nie sê, jy sit 100 ouens hier en dis die gemeente van Yeshua nie. Dit is nie wat die skrifte my leer nie. Die gemeente van die koning is sy volk. Dit is sy eklesia, die wat hy uitverkies het. Dit is sy gemeente. Nou, in die kleine sit ons nou aan die suidpunt van Afrika, en binne in hierdie omgewing is 'n profetiese woord wat sê, my gemeente. En ons moet fyn luister daarna. Profesie sê, hoor kan die riviere van Kus, sal my gemeente, my aanbidders, my offers bring. Dit beteken dat, as 'n mens na gemeentebou gaan kyk, onder die sentrale aanwysing van hierdie profetiese woord, dat beteken dit, dat hier is iets unieks wat hier moet gebeur. Hier moet iets verander. Die gemeente is bedoel om 'n verandering aan te bring. Of dan die wat in die gemeente is. En onder geen omstandighede kan daar vandag in hierdie volkie wat hier sit gesê word, dat sy is aanbidders van die lewende Elohim. Dis nou sommer klap. Hulle is baie sentiment, hulle koester, en ek het groot respek daarvoor, dis waar, maar sy is definitief nie in plek nie. En jy sien die gemeente van Yeshua het 'n Messia verwagting. Die gemeente van Messia het 'n Messia verwagting. Verstaan jy dit? Sy het nie 'n verwagting om uit sekere noodsomstandighede verlos te raak nie. Sy het 'n Messia verwagting. Nou, wie is hy? Hy is die een wat 'n vuurvlam in die oog het, wat die uisterscepter het, wat die nasie sal dors in sy grimmigheid. So, die gemeentetjie wat hier so sit, het 'n Messia verwagting. En dit is ons doelwit. So, hierdie gemeente het nie haar eie doelwit nie. Haar doelwit is om die doelwit van die Elohim te vervul. Verstaan jy dit? En dan, daar's 'n belofte gewees in Matteus 16 vers 18, waarin Messias sê dat dit wat hy nou bou, as jy die doderyk sal dit nie oorweldig. Dit is 'n wonderlike, goddelike waarheid. Die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou, ek wil graag vanaand met u praat oor 1 Korintiërs 12 vers 4, want binne in so 'n samevoeging, wanneer so 'n liggaam saamgevoeg word, onthou nou wat is die doelwit?
ons het 'n Messia verwagting en ons word opgerig om Vader se doelwit hier te laat manifesteer. Nou, hoor nou mooi wat sê 1 Korintiërs 12 vers 4. Daar is wel verskillende of 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is almal dieselfde Gees. Dit is belangrik dat ons dit moet verstaan, dat Vader sal binne in die gemeente wat hy bou, die gawes wat daar sit, sal hy deur sy Gees aktiveer. Daar sal nie vreemde geeste binne in hierdie liggaam manifesteer. Dit is baie belangrik, want ons kan na verskillende geeste gaan kyk, maar dit is nie vanaand op die tafel nie. Wat vanaand op die tafel is dat ons moet verstaan dat die toestand hier buite en die spesifieke noodsomstandigheid van die volk as sulks en die totale immoraliteit wat hier heers, verskriklike afval en so meer, is alles profetiese goed wat Vader gesê dit sal so gebeur. En dan het hulle gevra wanneer, en dan sê hy eers moet die groot afval kom. En wanneer ons kyk na die groot afval, dan sien ons dit is 'n oom van 'n afval wat aan die gang is. Dit is rarig ernstig. Dit beteken dat binne in die groot afval moet iets gebeur. En die koning noem dit so: die seun van die verderf sal binne in die groot afval geopenbaar word. En nou is dit op die lippe. Almal praat nou hieroor, maar hulle weet nog nie waarheen nie. Nou het Vader hierdie gawes hier binne in neergesit. En al hierdie gawes gaan onder een Gees funksioneer. Dit beteken, die gawes kan nie deur die apostolies opgewek word, of deur die baptiste opgewek word, of deur verskillende kerkorganisasies opgewek word nie. Die skrif sê dat al hierdie gawes sal deur een en dieselfde Gees opgewek word. Dit beteken dat al die gawes sal invoeg, inwerk, inbind, om wat te doen? Om die Messia verwagting te laat manifesteer. Sien jy dit? Okay. Nou, in 1 Korintiërs 12 in die 18de versie. Nou, is baie belangrik dat jy moet verstaan, dat die ding is nie 'n impulsiewe gebeurtenis nie. Dit is 'n baie planmatige aksie wat hier so geneem word. 12 vers 18, maar nou het Elohim elkeen verskoning van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Nou, ons moet net so 'n bietjie gedagtes terugvat. Ons het nou in die verlede keer het ons gepraat oor suurdeeg in die gemoed, en suurdeeg in die gemeente, en al daai dergelike dinge, en dit is 'n groot ontsteltenis, want dit kortwiek die werk, nie dat Vader gestop kan word nie, maar dit kortwiek die werk, net soos wat dit destyds gebeur het. Ons springkane in hulle oë, die verspieders kom terug, hulle sê, ons is so springkane in hulle oë, en ons het net daar besluit, ons is nou sommer springkane in ons eie oë ook. Hoor hierdie ding, so die volk boer agteruit, sy boer agteruit in vele opsigte, en dit is waarom Vader hierdie kragtige gawes inbring, om hierdie ding wat onder die volk gebeur, hok te slaan, en met 'n demonstrasie daar lewer, van die krag en die heerlikheid van die Elohim. En hy sit hulle daarin, soos hy dit gewil het. So hy wil, dat hierdie gawes hier binne manifesteer, sodat hierdie ouetjies wat sê, ons is springkane, dat hulle kan sien, dit is nie waar nie, want die een wat by ons is groter as die een wat by hulle is. In daardie konteks. Nou, Efesiërs 4 vers 12 is 'n uitvloeisel hiervan, want hierdie gawes wat binne in die gemeente is, onthou ons praat oor gemeentebou. Gemeentebou, Vader, ons kan nou sê per argument dat al hierdie gemeentes is die gemeentes van die Elohim. Dan moet ons nou vanaand 'n groot teleurstelling uitspreek,
want dit is nie die geval nie, want hulle word nie deur een en dieselfde gees gedryf. Sien, dit is die toets. So, wat hierdie hele ding hier buite veroorsaak het, is 'n wegvallery, 'n afvallery. En hulle is die grootste aktiveerders van die afval. So hulle word nog geopenbaar dat hulle nie deur die gees van die Elohim hierso gedryf is nie. So, maar wat doen Vader? En hy maak dat die wat daar was, ook wegval van hierdie omstandigheid. En dis die bekommernis, geliefdes, want hierdie ouetjies wat loop, waar is die lig? Waar skyn die lig? Waar is die gawes in plek? Hoe word daar geskinder oor hierdie groep mense wat deur een en dieselfde gees in hulle gawes geaktiveer is, wat hierdie wonderlike dinge laat gebeur, wat maak dat 'n volk daarvan huis toe hardloop om onder die gesag van sy majesteit te kom. So gemeentebou is nie net sommer 'n doelwit wat menslik gesproke gedrewe is nie, maar dis 'n doelwit van die Elohim. Nou, kom ons gaan net so 'n bietjie aan. Hierdie gawes in Efesiërs 4 vers 12 is bedoel om wat te doen. Hier is elkeen van hierdie lede wat hy in die liggaam stel. Jy sien, hy stel lede in die liggaam. Die liggaam is sy gemeente, maar hy het lede binne in die liggaam en hy stel hulle daar om wat te doen? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Messia. Kan jy dit hoor? Hoe kosbaar is dit? So, hierdie gawes wat deur een gees hier gegee word, is bedoel om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Nou die heiliges, kom ons praat net oor die heiliges. Deuteronomium 7 vers 6. Want jy's 'n heilige volk. Jou het ek uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. Hy sê hom so. Dis die heiliges. Jou het ek uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Ek sal my tot in ewigheid met jou verloof. Ons kan dan sien dat hierdie heiliges moet iets kan doen. Hulle moet voorberei word vir dienswerk. Wat is 'n dienswerk? As we dan gaan kyk, ons het nou al baie oor gepraat, ons moet nou aanhou daaroor praat. Dienswerk, wat is 'n dienswerk? Hierdie is 'n koninklike priesterdom. So wat doen 'n koninklike priesterdom? Sy is met dienswerk besig binne in die heiligdom van die Elohim. So sy moet daar binne-in opgevoed word en sy moet daarin bekwaam gemaak word. Nou, om die heiliges toe te rus, katartismos. Dit is nou die Grieks wat nou hier in so snaaks sê. Maar dit beteken om bekwaam te maak. So die Vader vat manne en vroue binne in spesifieke lede van die liggaam en wat maak hy? Hy maak hulle bekwaam. Hy maak hulle bekwaam deur hierdie gawes vir hulle te gee. En hierdie gawes word gedryf deur sy gees. En so maak hy hulle bekwaam. En hierdie wat so bekwaam geword het, hulle is dan besig om die heiliges met bekwaamheid toe te rus, om hierdie lieflike dienswerk weer van die Elohim te doen, soos wat hy dit bedoel het. Het is kosbaar. So gemeentebou is nie net sommer iets om 'n klomp ouens met mekaar te trek en dan baie ouens sê nee, ons moet hulle attetate gee en ons moet vir hulle lidmaatskap gee en wow. Dit is nie hoe die Elohim werk nie. Hy werk nie so nie. En dit is my baie kosbaar om dit vanaand te sê. Jy sien, gemeente of hierdie aksie wat Vader nou doen, hy bou die karakter van sy volk daarmee terug. Hierdie gawes en hierdie aktiwiteite met die ondersteuning van sy gees. Hy verander die karakter van sy volk, of hy bou die oorspronklike karakter van sy volk weer terug.
En wanneer sy binne daardie vaste, hernuide karakteromgewing beweeg, dan doen sy die dinge wat gedoen moet word. Kan jy dit sien? So, ons kan nie altyd net praat van hierdie gemeente en daar, die volk se karakter is besmet en hierdie aksie wat sy majesteit neem, is om die oorspronklike karakter van sy volk weer terug te bring, terug te herstel en so meer. En dit is baie interessant dat in die loop van tyd het baie, want ek sê dit nou maar met groot deernis vanaand, baie ou mense het sekere gawes gaan vat en dit verabsoluteer. Ek dink maar nou net aan die sprekende tale, hulle het hom absoluut verabsoluteer. En dit het 'n geweldige kontroversie veroorsaak. 'n Vader werk nie so nie. Ek wil nie weer daarby stil staan nie, maar ek wil net vanaand vir u sê dat die sprekende tale het te maak met sy volk wat onder die son verstrooi is. Sy praat baie verskillende tale. En sy gees maak 'n persoon of persone bekwaam om in hierdie verskillende tale te spreek, om hierdie volk terug te bring dat hulle weer een liggaam sal wees voor sy aangesig. Dit is toch logisch. Nou ja, die gemeente word nie net gebou deur wat aan hulle gedoen word nie, maar hoe hulle saam deelneem aan mekaar se opbou. Kan jy dit hoor? Hoe neem ons deel aan mekaar se opbou? Dit is 'n toffie, nie waar nie? Ons kan nie net altyd rondsit nie. Ons wat ontvang en verstaan wat ons ontvang het, en wat ervaar dat Vader se Gees is in beheer van dit, en wat ek ontvang het, en ek het 'n gawe, en dan beteken dit, en dat ons deur daardie gawes mekaar moet opbou, tot hierdie hoë heerlikheid, hierdie Elohim verwagting, hierdie Messia verwagting. Nou, gemeentebou is dan ook 'n aksie van die Gees. Dit is 'n aksie van die Gees. En nou sê ons dit vanaand onomwonde, dat jy kan nie iemand opbou vir Vader sonder sy Gees se leiding nie. Dit is nie moontlik. Daarom moet ons let op hoe doen Vader dit. Hy kies lede, hy stel lede binne in die liggaam. Hy vul hulle met sy Gees en met die gawes, en hy stel hulle vry om binne in hierdie liggaam van hom te funksioneer, om wat te doen? Om hulle op te bou vir dienswerk. Nou, wanneer geestelike volwassenheid hierin bereik word, geestelike volwassenheid hierin, wanneer ons mekaar opbou, daar's nie jaloesie nie, daar's nie neidigheid nie, daar's nie afguns nie, maar ons het 'n passie om mekaar op te bou tot eer van Vader. Dan beteken dit dat die liggaam groei na volwassenheid, word al meer volwasse binne in daardie omgewing. En wanneer daardie volwassenheid dan bereik word, dan staan hierdie groep mense bekend as die liggaam van Messia. Kosbaar. Ja, baie kosbaar. Nou, daar's 'n paar goedjies. Gemeentelike onvolwassenheid. Wanneer so 'n groep mense bymekaar kom, is daar 'n paar goedjies wat ons dan kyk, wat opbou, vertraag, vernietig, saboteer, tersyde stel, ensovoorts. En hierdie goedjies gaan ons nou vanaand aanspreek. Die eerste daarvan is ongeduld. Nou geliefdes, weet jy, ongeduld is nou sommer 'n ding
wat die mense so maklik sê, maar dis 'n oom van hulle. Ongeduld kan sake, veral fyn sake, baie einde maak. Jy vat 'n man wat porseleinware bou. Hy moet 'n flegmaat wees en hy moet rustig wees en hy moet saggies wees, want hy porselein is vrek dun. Jy hoor nie wat ek sê nie. Ek sê ongeduld breek fyn porselein. Het jy geweet dat elkeen van ons wat vanaand hier sit, die wat ook na die materiaal sal kyk, ons innerlike wese is soos fyn porselein. Iemand kon sommer net 'n ou ietsie sê, dan lag jy maar daaroor, maar dit was diep, dit was seer, en dit is waar. Ek sê nou nie, ons moet almal 'n klomp poeierkwaste en sagte marshmallows word, en ek sê nie so nie, maar ons binnekant het Vader geweef. En Job sê dit so mooi, hy sê, U het my bekleed met vlees en been, en met deurvleg met spiere. Hy sê dit mooi, my. Hy sê met ander woorde, hier binne is iemand wat met hierdie vlees en been soet gemaak is. En as jy nou nog sukkel met, ek wil dit net so aansny, na die val het Vader hulle 'n rok van vel aangetrek. Toe verduidelik Job wat het Vader gedoen. U het my bekleed met vlees en been. Dis wat daar staan. Baie kosbaar. Nou moet jy verstaan, hoekom Vader sê, jy kan nie met ongeduld binne in my omgewing funksioneer nie, want my omgewing is fyn porselein. Ek het hulle gebou. En dan sien ons hoe werk die koning, wanneer hy kaalvoet loop. Ek dink, hy baie keer het hy kaalvoet geloop. Ek noem dit kaalvoet, want dit is 'n kaalvoet bediening. Dit is op die grond. Daar is geen illusies rondom dit nie. En dan het hy die verskriklikste geduld gehad met hierdie kosbaarheid waarmee hy werk. Ongelooflike geduld. So, die dingetjie wat ons sê, ek wil net hierso uithaal, ons sê, gemeentelike onvolwassenheid vertoon ongeduld. Nommer 1. 2. Jaloesie. 3. Wetywering. 4. Stryd. 5. Oneenigheid. 6. Partyskap. 7. Valse trots. En 8. Hoogmoed. Die goed is elke keer die oorsaak dat 'n groep mense uitmekaar uitspat. Hierdie 8 van hulle. Ek lees hulle weer vir julle. Ongeduld, jaloesie, wetywering, stryd, oneenigheid, partyskappe, valse trots en hoogmoed. Daai. Jaag die plek uit mekaar. Maar dis 'n teken van onvolwassenheid. Ja. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na gevare binne in die gemeentes. Nou, wanneer so 'n klomp mense bymekaar gebring word, dan moet die gawes daar kan funksioneer. En as die gawes nie daar funksioneer nie, dan verdiep die gevaar omstandigheid binne in die gemeente. Nou, jy moet nou hoor wat ek vanaand vir u vertel. Net soos in die geval van puntenerige kinders, wat lekker bekkig word, nou mooi luister, kan dit met 'n gemeente ook word. Sekere goed word verabsoluteer
en ander goed word afgeskaal. So wat ons doen is, die goed wat vir ons lekker is, ons raak lekker bekkig oor die gawes, en die ander goed hou ons nie van nie, en dan laat ons dit afval, maar Vader het alles gegee om sy wil te laat manifesteer. So nou wat doen 'n gemeente? Dit is 'n gevaar wanneer 'n gemeente sekere goed binne die gemeente verabsoluteer en raak lekker bekkig. Hy sê, dis waarvan ons hou nou nie eintlik van hierdie goed, maar hierheen hou ons baie van. Dan is dit 'n groot gevaar, want dan is jy eintlik besig om die balans van die gawes te versteur binne in die gemeente. Nou, jy moet sien wat gebeur met 'n gemeente wat sulke goedjies doen. Hulle raak ondervoed. Van wat? Van die geesgoed van die Elohim. As jy en ek nou op aardappels groot word, sê nou maar, ek noem net 'n voorbeeld. Ons ken niks anders nie, ons eet net aardappels. Aardappels vanmôre, aardappels vanmiddag, aardappels vanavond. 70 jaar lang. Ons later soos aardappel lyk dink ek. En jou liggaam pas aan, luister mooi, jou liggaam pas aan by die voeding wat jy ontvang. Jy sal nou ook so deurskynend wees of iets, ek weet nie. Maar jy aardappels is 'n baie lekker ding. My vrou maak allerhande snaakse goed met aardappels, maar ek bedoel, jy raak ondervoed. So jy het nou net een ou dingetjie wat jy mee hier afgaan, en jy raak ondervoed, terwyl Vader die gawes gegee het om sy liggaam volledig te voed. Jy verstaan nie? So, 'n mens moet kyk wat is die gevaar binne van ondervoeding. En Vader bou nie sy gemeente so nie. Hy stel nie goed in dat sy gemeente aan die een kant 'n blink voorkop gee, aan die ander kant val sy tande uit van skeerbuik nie. Hy doen dit nie so nie. Hoor jy wat ek sê? Ja. Daar sê, nou, gemeentelike volwassenheid is die volgende dingetjie wat ons wil oor praat. Is u gereed? Kan ek aanstap na hierdie punt toe? Verstaan u onvolwassenheid? Nou sê, kom ons gaan net so 'n bietjie oor na gemeentelike volwassenheid. Hy vertoon selfstandige geestelike funksionering. Selfstandige geestelike funksionering. En ons gaan 'n paar puntjies hier uit, hier 7 puntjies wat ek graag vir u wil uitwys. Die eerste daarvan is om mekaar onderling te bemoedig. Het jy geweet dat die gemeente van Yeshua is nooit negatief nie? Nooit. Sy mag nie negatief wees nie. So wat ons doen is, dat binne in hierdie volwassenheid is ons besig om mekaar onderling te bemoedig, ongeag die omstandigheid. Ons bemoedig mekaar, dis die eerste een. Die tweede een is, met wysheid te vermaan en te waarsku. Nie met woede te kwets nie, maar met wysheid te vermaan en te waarsku. En nou kom ons by die derde een. So interessant dat hy by nommer 3 pas. En jy moet 'n geduld beoefen. Soortgelyk as die van die herder, van Messia. Hy was baie geduldig. Hy sê vir die disippels, hy het hulle 'n klomp krag en mag gegee. En dan daar nou 'n stormpie op die see wat pla. Nou maak hulle hom wakker. Hy is nie gepla oor die storm. Ek meen, die skepping mag nie aan hom raak nie. Hy rus lekker daar op sy kussing, binne die bootjie.
Hierdie ouens skep water, hulle beklei met mekaar oor die water. Hy skep met 'n lepel, ander ou met 'n groot emmer, en hulle beklei, gooi weg jou lepel, vat 'n emmer, jy weet, hulle beklei met mekaar. Later maak die koning wakker en sê vir hom, gee nie om, dat ons vergaan nie. En dan doen hy hierdie wonderlike ding, hy wys vir hulle hoe geduldig hy is. Hy sê, hoe lank moet ek julle verdra? Klein gelowiges. En dit is wat se gemeente van die koning moet hê. Hy moet hierdie geduld hê, hierdie goddelike geduld hê. Anders word ons beskuldig. Hoe lank moet ek julle verdra? Klein gelowiges. En dan nommer 4 gaan oor die naaste liefde gebod, waarmee ons almal nog baie sukkel raar met hom. En nommer 5 is met mekaar die waarheid en niks anders as die waarheid te praat nie. Dis 'n baie belangrike onderdeel binne die lig, om met mekaar die waarheid en niks anders as die waarheid te praat. Baie belangrik. Okay. 6. Saam groei in gees en in waarheid. Saam groei in gees en in waarheid. Wanneer 'n mens by hierdie netjie so bietjie stil staan, dan kom sit daar eintlik 'n benoudheid in jou hart, want is dit die geval? En ek kan baie uitdruklik vanaand vir u sê, as dit nie die geval is nie, as ons nie opgroei in gees en waarheid nie, kan jy maar gaan kyk na ongeduld, jaloesie, wetywering, stryd, onenigheid, partyskappe, hoogmoed en al daai dinge. As daai goedjies daar teenwoordig is, dan groei ons nie op. Ons groei nie saam in gees en in waarheid nie. Nou, die gemeente gaan saam groei in gees en waarheid, is nommer 6. Nommer 7, hierdie een is vir my, die lekkerste ene van die lot. Kommunikeer die evangelie van Yeshua met groot krag. So 'n gemeente wat so in volwassenheid is, wat so onder die krag van sy gees is, verkondig die evangelie met groot krag. Dis so wat niemand hier rond nie. Die liefde wat uit haar straal en die passie van die gees van die Elohim wat in haar teenwoordig is. En wanneer sy praat, dan praat sy met hierdie autoriteit en sy verkondig hierdie evangelie met 'n groot krag. Is onweerstaanbaar sterk. Een gemeente wat haar bestaansdoel verstaan en dit kan formuleer, het ook haar missie outomaties geformuleer. Een gemeente wat haar bestaansdoel kan formuleer of definieer. Nou, gemeentebou is nie 'n aksie wat ontstaan uit 'n besorgdheid ten opsigte van oorlewering. 'n Gemeente word nie gebou om te oorleef nie. 'n Gemeente word gebou om te regeer. 'n Gemeente trap op die slange en die skorpioene. 'n Gemeente het 'n dinamika, hierdie gemeente wat hierdie karaktervolle verandering ondergaan het. Is hierdie gemeente wat regeer, hy regeer met die autoriteit van die gees van die Elohim, met niks minder as dit. Nou, gemeentebou is 'n uitvloeisel van die doel van Elohim met sy volk. Gemeentes wat so gebou word, is 'n uitvloeisel van die doel van die Elohim met sy volk. So wat doen hy? Hy bou hierdie groepe, hy bemagtig hulle met gawes en
wat is dit? Dit is 'n uitvloeisel wat doen? Wat doen? Dit laat manifesteer die doel van die Elohim met sy volk. So 'n groep mense behoort nou nie meer aan hulself nie. Hulle is binne in die rangorde opgerig en wat doen hulle? Hulle funksioneer daar. Hulle manifesteer die wil en die doel van die Elohim met sy volk. Niks minder as dit nie. Hulle is nie met hulle eie agenda besig. Verstaan jy dit? Pragtig. Kom ons stap aan. Die gemeente sal dikwels deur die Elohim gekonfronteer word in haar taakbewustheid. Nou, wat is ding is taakbewustheid? Hoe bewus is ons van die doel van die Elohim met sy volk? Hoe bewus is ons van sy toetrede daartoe? Hoe neem hy deel daaraan? Het hy ons ingespan om dit te doen? En hy doen dit dikwels. Hy konfronteer ons. Hy konfronteer ons met hierdie geweldige taak wat hy vir ons gee. Hy gee vir ons 'n taak en konfronteer ons. Hy konfronteer ons volwassenheid. Hy konfronteer ons belydenis. Hy konfronteer ons lofprysing en aanbidding. Hy sê, is alles mooi, maar die taak is nog nie uitgevoer nie. Julle hou van die goedjies wat julle doen, maar julle het nie 'n taakbewustheid nie. So wat is die taakbewustheid? Hy het hulle in die gemeente gestel om wat te doen. Hy met ander woorde, hy taak hulle. Kan jy dit sien? So gemeente is nie net sommer net 'n sameloop van 'n klomp ouens wat selfde voel, selfde goed nie. Dit is mense wat by mekaar geroep is en hulle word getaak. En nou word ons 'n gemeente en ons gaan aan en ons sing en ons bid en ons doen al hierdie mooi dinge. En dan konfronteer Vader ons met wat? Hy konfronteer ons taakbewustheid. En dit is nou net die waar die papwiele begin. Net die. Want 'n gemeente wat haar taak verstaan, word nie gestuit met niks nie, man. Hoor jy? Hulle sê self vir die storm, stil, die Elohim is met ons. Hulle het 'n bewustheid van sy teenwoordigheid, dit is onder die krag van sy gees. En hulle val nie uit nie. Hoor jy dit? Okay. Goed, kom ons kyk so 'n bietjie. Die oorlewing van die liggaam van Messias nie te sprake nie. Die oorlewing of die oorlewing van die gemeente van Messias is glad nie op die tafel nie. Dis nie te sprake nie. Hy het sy liggaam klaar gewaarborg. Hy het al die waarborge gegee. So dit is nie op die tafel nie. Ons is soms so geneig om binne die omstandighede geknel te voel en sê, weet nie hoe gaan ons hier oorleef nie. Hoor my hart vanaand, die gemeente van die Elohim moenie oorlewing bedink nie, hy het dit gewaarborg. Reg. Hoekom? As jy raak besig met dit waarmee ek julle getaak het, hou op om oor hierdie oorlewing te kommer, ek het dit gewaarborg. Niks sal julle stuit nie. Kom maar. Dis hoekom hy vir die disippels sê, julle is kry gelowig, julle kerm in my ore oor 'n stormpie. Hoor julle? Hy waarborg dit self. En ons moet dit verstaan, ons moet die diepte van sy hart verstaan. Geliefdes, soms kom sit daar 'n ongeduldigheid wat 'n ou nie mag hê nie. Want, hoor nou mooi, ons is almal so geneig om somme te maak en te koester en sê, wat gaan nou gebeur, is dit gebeur, en die liggaam
hierdie volwasse gemeente, hierdie volwasse liggaampie, hierdie bymekaar groep, wat hy bymekaar neergesit het. Hy sê, moenie oor oorlewing praat nie, ek het julle gewaarborg. Nou wat is dit met ons? Wat is dit met ons? Nou sê, nou hoor, hoekom het hy dit gewaarborg? Maleagi 3 vers 6. So een van die mooi, wat baie, die hele skrif is ingegee, om ons te voed en te koester, maar Maleagi 3 vers 6 vir my verskriklik mooi. Want ek, die Elohim, het nie verander nie. Want ek, die Elohim, het nie verander nie. En hoor, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. So, wat 'n groter waarborg wil ons nou hê? Ek het nie verander nie, en julle is nie verteer nie. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Dis 'n kosbare waarborg. So wanneer ons dan besig raak met gemeentebou, soos wat sy majesteit dit bedoel, dan hou ons op om te kommer oor oorlewing. Ons raak besig, want hy het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Het is so vas en so heerlik. Nou, die krisisvraag is nie hoe die gemeente 'n bepaalde krisis moet oorleef nie, maar hoe die gemeente in 'n gegewe situasie die hoof en losser van die gemeente op die mees effektiewe wyse kan verteenwoordig en dien. Dit is natuurlik 'n groot bekvol. Ek het nou hier geskryf, maar jy moet hom nou mooi lees. Luister hom bietjie mooi toe. Is julle by my? Luister hom bietjie mooi. Hoor. Die krisisvraag is nie hoe die gemeente 'n bepaalde krisis moet oorleef nie, maar hoe die gemeente in 'n gegewe situasie die hoof en losser van die gemeente op die mees effektiewe wyse kan verteenwoordig en dien. So wat sê die gemeente? Ons verteenwoordig Messia Yahshua. Ons het nog so 'n klein eentjie om te gaan, nee. Ja, maar wees vol blydskap, ons is op pad. Ons is regtig op pad. Prys en al. Nou, daar's 3 puntjies. Die gemeente bestaan ter wille van die een wat dit tot stand gebring het. Nie ter wille van dit of ter wille van dat nie. Hierdie gemeente bestaan ter wille van die een wat dit tot stand gebring het. 2, die gemeente is 'n Nuwe Testamentiese skepping van Elohim. En 3, die gemeente gee uitdrukking aan die Adam, wat na die beeld van Elohim geskep is. Die gemeente, sy gee uitdrukking aan die Adam, wat na die beeld van die Elohim geskep is. Dit is baie kosbaar. En wanneer hierdie gemeente so manifesteer, so by mekaar is, dan is die skepping in blydskap. Dis so kosbaar. Wat is die krisis? Wat is die krisis? Die krisis is die volkssamelewing weerspieël niks van 'n koninkryksbestel nie. Dis die krisis. So wat doen Vader? Wat doen hy? Hy sê hom so: sterk volwasse gemeentes is dus hier nodig om 'n teken en 'n krag van die koninkryk te wees.
ons het gesê die volkssamelewing hier buite weerspieël niks van die koninkryk van Messia nie. Is dit reg? En om daardie rede bring Vader mense soos julle bymekaar. Sit julle so bymekaar. Kosbaar. Want wat moet hier gebeur? Dit word opgerig om 'n teken en 2 'n krag van die koninkryk te wees. Dit maak dit so 'n bietjie anders. Nou, hier is 5 goedjies wat ons oor gaan praat. Die teken van so 'n gemeente wat so gebou is. Die teken is, sy is die triomf van Elohim se wil. Sy triomfeer, want sy is besig met die wil van die Elohim. Sy triomfeer, haar bek hang nie op die grond nie. Sy triomfeer, want sy is met die wil van die Elohim besig. Sy is in ekstase, want sy is afgesonder en opgerig. Sy is in volwassenheid en krag van sy gees werk deur haar. 'n Wonderlike punt hierdie. En dan die tweede, sy verkry 'n konkrete gestalte. Hierdie gestalte wat sy hier kry onder die krag van sy gees. Nie die Satan nie, nie die wêreld nie, niks kan daardie gestalte breek nie. Niks. Vir my so heerlik. So wonderlik om hieroor te praat. So kosbaar. En dan sy groei, punt 3, sy groei in heiligheid. Sy raak al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer afgesonder vir Elohim alleen. Onthou, dis die teken. Hierdie nommer 4 is vir my mooi. Wat is nog 'n teken? Sy word die kommunikasiesentrum van die Elohim. Hy werk en praat deur haar na sy volk toe. Dis die teken. Sy demonstreer die 3-dimensionele bedieningswyses. 1. Verheerliking van Vader, Seun en Heilige Gees. Verheerliking. Nou ons moet verstaan wat verheerliking beteken. Skryf bietjie daar in jou boek. VER, vir, koppelteken. Dan skryf jy Heer in hoofletters, koppelteken, klein lettertjies lik. Verheerlik. Die Elohim word verheerlik. Hy word die Alpha en die Omega, die passie, die dynamos van die gemeente. Daar is hy. Die tweede een is, sy demonstreer deur kommunikasie. Sy demonstreer deur kommunikasie die evangelie van die koninkryk. En die laaste een, haar handelinge demonstreer dat sy in diens is van die Allerhoogste. Haar handelinge demonstreer dat sy in diens is van die Allerhoogste. Ek is amper klaar, byt jou 'n bietjie vas. Handelinge 20 vers 28. Omdat ons al hierdie ou goedjies bymekaar het, hoor hoe kosbaar is dit. Gee dan ag op julleself. En 2, en op die hele kudde,
waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Om as herders die gemeente van Elohim te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Nou hier kom die moeilikheid. Wanneer 'n gemeente by mekaar kom sit, dan beteken dit, daardie gemeente is verkry deur die bloed van Messia. Jy, geen reg om daardie gemeente aan te tas nie. Mits daardie gemeente voldoen aan die volwassenheid wat ons hier vir omskryf het. Jy mag nie omraak. Dis syne. Hulle is in diens van die Allerhoogste. Jy mag nie omraak. En dan 1 Timoteus 5 vers 1 Thessalonicense 5 vers 11. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Ons het klaar daaroor gepraat. En dan sluit ons af met Efesiërs 1 verse 22. En hoor hoe belangrik is dit? Hoor hoe verskriklik kosbaar belangrik is dit? Efesiërs 1 vers 22. En hy, dis Messia, het alle dinge onder sy voete onderwerp. Alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan wat? Aan die gemeente gegee. Met ander woorde, die gemeente en hierdie kosbare bate, die hoogste gesag, met al die krag en mag, is by haar. Ek wonder of ons die diepte hiervan verstaan. Dink nie so nie. Maar ek is bly dat ons so in te groei. Dit is baie kosbaar. Verse 23. Hoor, wat sy liggaam is. Die volheid van hom, wat alles en almal vervul. En wanneer ons in hierdie posisie inbeweeg, en hy het al hierdie krag en al hierdie heerlikheid, en hy vervul hierdie gemeente, hy vervul hierdie liggaam van hom, met die volheid van sy heerlikheid. Dit is hoe kosbaar hierdie ongelooflike samestelling is. En dan, ek wil net Efesiërs 2 vers 1 vir die gee om saam te vat, so om die nek hang, en vat hom 'n bietjie saam vanaand, en wees so 'n bietjie opgewonde, wees so 'n bietjie, sê, dis ek Dawie, dis ek, ek is ingebou, ek is saamgevoeg, ek is hier, en dis die goed wat ons moet uitsorteer, sodat die volwassenheid by ons kan kom sit. Want hoor wat het die koning gedoen in Efesiërs 2 vers 1 deur die mond van Paulus. En julle het hy lewend gemaak. Julle het hy lewend gemaak. Wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerse van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Hy sê, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar Elohim, ryk in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Messia. En dit is die oomblik van die waarheid, dit is die oomblik van verheerliking, dit is, ek wonder of ons verstaan, U het my lewend gemaak, U het my lewend gemaak,
Hoekom? Om my in te bou in sy liggaam, sodat ek deelagtig kan wees die volheid van sy heerlikheid en sy majesteit en sy krag. En ons moet dit nie net sommer net as 'n sê ding gebruik nie. Dit moet 'n bewustheid word. Dit moet regtig 'n bewustheid word. En hoor, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Messia. Met ander woorde, sy liggaam word hier voorberei vir 'n finale posisie saam met hom. Daar staan hemele geskrywe. Ons kan ander dag daaroor praat. Nie vanaand. Maar die posisie van sy liggaam is saam met hom. En hy is die hoof wat oor alle dinge gestel is. Dus is sy liggaam ook bo alle dinge gestel. En dit is die groot punt in ons lewe waarby ons moet aankom. Hierdie onsaglike bewustheid dat hierdie liggaam van hom is wat? Is saam met hom bo alle dinge gestel. Mag Vader hierdie woord aan die hart koester en die lekker opkikker. As ons mooi kan verstaan dat ons is nie net hier, soos die Engelsman sê, 'n happening nie. Ons is geplan, ons is saamgevoeg, ons is bloed gekoop, ons is ingebring, ons is geheilig. En hier binne sit manne en vroue in wie die gawe sal manifesteer, so seker as wat ek vanaand hier staan. En dit sal die teken wees van die liggaam van Messia. Die krag daarvan sal uitvloei na buite toe. Amen.